Tanya, ek wil vandag baie graag praat oor gewigsverlies en vetverlies. Daar is 'n geweldige misverstand en 'n miskonsepsie oor wat waterretensie is en wat vet is. En baie mense wat hier inkom, sal vir jou sê dat hulle vet is, terwyl dit alles behalwe die waarheid is. Hulle het ongelooflike waterretensie. Ons het nou skrywes op die blad geplaas oor die bloedvatstelsel en die rol wat dit nou onder andere daar speel, maar daar's tog enkele eienskappe wat ek wil uitlig, wat min mense werklik die konsepte van baie mooi verstaan. Vir 'n vreemde rede dink mense wat gewigsverlies by hulle self bevorder dat hul antwoord in skadelike chemiese produkte is en ook onnatuurlike middels. En die drang en begeerte en die selfbeeld wat hulle het, neem hulle hoegenaamd nie die gevare van hierdie produkte in ag nie. Gewigsverlies by mense is 'n komplekse entiteit. En kom ons aanvaar net vir die doel van hierdie gesprek dat ons praat van gewigsverlies. Dit is verskriklik belangrik dat jy jou vyand verstaan, want as jy weet hoe vet ontstaan en wat die oorsake van vettoename in die liggaam is, dan weet jy hoe om dit te bestuur. Gewigsverlies is soos ek gesê het, 'n baie komplekse proses en die rolspelers in gewigsverlies moet baie mooi verstaan word. 2 hormone speel hier 'n ontsettende belangrike rol. Die een is leptin en die ander een is ghrelin. En hierdie 2 hormone werk saam om eetlus te bevorder en ook om eetlus te onderdruk in die liggaam. 'n Persoon wat gewig wil verloor, moet weet dat hy of sy met hul wil en hulle keuses 'n groot deel van hierdie hormone moet beheer en hulle dit verstaan. Naas genetiese faktore wat by vet betrokke is, wat 'n ander komplekse uitdaging is bogenoemde 2 hormone, ghrelin en leptin, die hormone wat direk reageer op 'n persoon se eetgewoontes, sy stresfaktore en ook sy oefengewoontes. Baie mense sal vir jou sê, ek oefen my dood, ek eet nie, ek doen dit en ek doen dat, en dan verloor hulle nie gewig nie. Die 2 hormone wat in die spysverteringsstelsel en in die vetselle, leptin word in vetselle van die liggaam vervaardig, is 2 hormone wat se invloed en reaksie op gewigstoename net met baie goeie begrip en inligting bestuur kan word. Die 2 hormone se natuurlike funksies en rolle, dit wat hulle voed en dit wat hulle stimuleer, as dit nie reg bestuur word en of verstaan word nie, is waarskynlik die grootste oorsaak van gewigstoename. Wat is ghrelin? Ghrelin is 'n hormoon wat aptyt wek en ghrelin word beskou as die groeihormoon wat die peptiede GAR vrystel. Ghrelin word in die maag vervaardig en dit is die hormoon wat iemand honger laat voel. Die hoeveelheid ghrelin styg gewoonlik voor ete en dit daal ook na ete. Hoe word ghrelin vrygestel? Ghrelin, soos genoem, is in die maag, word daar vervaardig. Die hoeveelheid ghrelin wat geproduseer word fluktueer gedurende die dag afhangende van 'n persoon se voedselinname. Ghrelin is 'n peptiede hormoon. Dit word geproduseer deur ghrelinérgiese selle en wat natuurlik in die spysverteringsstelsel voorkom. Hierdie selle is selle wat die sentrale senuweestelsel direk met die brein kommunikeer. Met ander woorde word in die maag vervaardig en hierdie selle autonoom kommunikeer direk met die brein. Wanneer ghrelin in die maag geproduseer word, stuur dit verskillende boodskappe of seine na die brein toe. Ghrelin is die enigste hormoon in die menslike liggaam bekend wat 'n persoon se aptyt wek. Met ander woorde, daar is 'n hormoon wat die maag vervaardig wat vir die brein vertel dat jy honger is. En 'n mens moet dit nou besef. Ghrelin word beskou as die oorsaak vir 'n persoon se peselgedrag wat tot onbewustelike ooreet kan lei. Ghrelin het 'n effek op die metabolisme en groeihormone van elke persoon. Onthou, dis die hormoon wat vir die brein sê ek is honger. Produseer 'n substansie wat ook ander stowwe produseer om te ontstaan. En hierdie het 'n verskriklike moeilike naam, secretagogus, en ek weet nie of ek dit in Afrikaans wil uitspreek nie. En hierdie substansie
stimuleer die vorming van liggaamsvet. Aktiveer dit reseptore in die brein wat die samestelling is van 'n groep neurone in die brein. Hierdie area of neurone beheer die liggaam se leptiensensitiwiteit en ook sy insuliensensitiwiteit. Met ander woorde, begin in die maag, hy stimuleer ander hormone en hierdie hormone is die een wat vet versamel. Ghrelin kan ook boodskappe van gastro-intestinale na die brein verander dat dit heel verkeerd deurkom. So byvoorbeeld om die brein te stimuleer om die liggaam instruksies te gee om eerder te eet as om op te hou eet. Dis wat mense wonder. Ek kan nie ophou eet nie, ek wil net eet. Hierdie hormoon, en ons moet met hierdie hormoon werk. Ghrelin kan ook gastriese druk op die maag plaas en verwar sodat die maag kan uitsit. Ghrelin dra by tot cellulêre veranderinge in selle, soos die verandering van endotheelselle in bloedvate, wat ook implikasies het en veroorsaak ook gewigstoename. Volgens die mediese joernaal Addiction Biology verminder die oorproduksie van ghrelin aktief die verbruik van liggaamsvet. Jou vet is eintlik jou energiebron en dis wat die liggaam moet stoor. Hierdie hormoon ghrelin kan ook die brein stimuleer of vir hom verkeerde boodskappe gee dat dit nie van vet gebruik maak nie, maar van ander goeder soos suiker in die liggaam. Ghrelin is 'n belangrike komponent by die goedvoelsensasie van die brein wat deur die brein se pleasure reward system bestuur word. Eet laat sommige mense baie goed voel. En die oorproduksie van ghrelin stuur dus misleidende boodskappe na die brein en daarom word die hoeveelheid en ook die produksievlakke van ghrelin negatief geassosieer met gewigsverlies. 'n Kaloriebeheerde dieet neig om ghrelin uitsette te verhoog. Ghrelin as 'n hormoon het ook ander funksies binne in die liggaam. Is 'n groeihormoonregulering, by insulienvervaardiging, by glikose en lipidmetabolisering, by gastriese probleme soos moeilike sluk, gastriese reflux, ook bekend as GERD, en is betrokke by konstipasie, diarree, naarheid en ook bloating. Ghrelin beïnvloed die spierfunksie wat die peristaltiese bewegings van die darmes moet stimuleer. Ghrelin beïnvloed ook die hormone wat die senuwee stimuleer wat kontraksies moet bestuur. Ghrelin is ook betrokke by die liggaam se bloeddrukfunksies en hartklop, betrokke by biologiese proses genaamd neurogenesis, waar neuro die senuwees en genesis die skepping van iets nuut van nuwe neurone plaasvind. Laastens, ghrelin vind gewoonlik plaas in stresvolle situasies en ek gaan nou praat oor kortisol en inflammasie se rol by gewigstoename. Dit is ook die rede waarom sommige persone in stresvolle situasies meer eet en ook meer in suiker en ongesonde kosse inneem. Ghrelin afskeiding ondersteun ook die volhoubaarheid van stres. Ghrelin stimuleer hoër vlakke van ghrelin is soos in stresstoestande wat die gevolg het dat sommige mense 'n neiging het tot meer eet of ooreet in stresvolle situasies. Opsommend, ghrelin is 'n hormoon wat niemand oor praat nie wat in die maag vervaardig word. Hy kan die brein verwar. Hy kan ook ander hormone mislei om vet te maak en hy kan die brein stimuleer om te sê nee, moenie van die vet in 'n persoon se liggaam gebruik maak nie. Maar in die volgende praatjie gaan ons praat oor leptien.